hulle sê die liggaam het spiere in, maar elke spier is nie dieselfde nie, en elke spier doen nie dieselfde ding. Hulle is hulle almal spiere. En dit sê hy dan van profesie. Maar hy sê dit ook vir dienswerk. Die woord wat hy daar gebruik is die woord wat ons diaken vandaan kom, diakonia. Hy sê daar's mense in die gemeente wat kan diens lewe. Maar daardie diens lyk ook nie dieselfde nie. Dis hoekom hy hierdie vreemde ding gebruik eintlik as 'n mens Grieks net so lees en sê as dit is om te dien. En hy wil eintlik sê die vraag is nie elkeen met dieselfde dien nie. Die vraag is, dien jy? En dan gebruik jy dit vir mense wat ander mense onderrig gee. As jy die een is wat dit doen dit. En dit gaan verskillend wees van verskillende mense. Selfde met bemoediging. Dieselfde met mededeelsaamheid. En dit is dan interessant as hy nou sê wie kan bemoedig, dan sê hy gaan bemoedig. Ons doen dit ook op verskillende maniere. Ne? Ek was nou vir 'n lang ruk nogal van my bene af met my bene in die lug na 'n operasie. En elke ou wat by my gekom het 'n ander aanslag gehad. En hulle almal saam het eintlik die prentjie vol gemaak. As elke ou wat na my toe gekom het terwyl ek daar in my bed gelê het, vir my dieselfde storie kom vertel het, net soos die vorige ou het my naderhand sekerlik geïrriteer en so iemand net met 'n kussing geslaan het, maar die groot verskil is vir God belangrik. As hy dan praat oor mededeelsaam, is dit interessant. Dan sê hy nie wie mededeelsaam moet wees, moet mededeelsaam wees. Dan sê hy mededeelsaamheid moet saam met opregtheid gaan. Ons het mos al almal te doen gehad. Ek onthou in 'n stadium het dit my so wrevel in my laat opbou het toe ek 'n jong student was. En ek is in 'n gemeente, en dis die gemeente kermis, en daar in die kermis is daar veiling, en dan koop 'n ouer ding teen 'n ongehoorde prys, en dan gee dit terug. En dan koop iemand anders dit weer, en dan gee dit terug. En ek is nog aan so kwaad, want my pa sy werk verloor daai Vrydag. En ek dink, hier sit julle vetblikspoepels, met al julle geld, en julle vertoon dit hier in die gemeente, en dit maak my kwaad. En nou verstaan ek, toe ek hierdie gedeelte lees, hoekom het my kwaad gemaak. Dit wil eintlik sê, as jy kan gee, dan gee jy met opregtheid. Dan gaan dit nie oor wat jy kan vertoon en wat jy kan wys nie. Dan nogal van die paus wat dood is. Hy het daarteen geveg. En met sy begrafenis het hy probeer, ek dink hy is nogal vieserig gewees het, as hy nou sien, wat hulle nou alles af van gemaak het. Maar hy het daarom probeer, om te wys, weet jy, kom ons vergeet van al die blink en al die vertoon. En dis nie waaroor dit gaan nie. Dan praat hy oor die mense wat leiding gee. In elke gemeenskap kom daar leiers na vore, verskillende maniere. En as hy dan oor die leiers praat, dan sê hy, hulle moet dit, in ons vertaling staan dan met toewyding. Maar dit gaan eintlik oor, hulle moet dit met hulle hele wese doen, om in die lig van diens. Dit is miskien die probleem van die wêreld wat nie die Messias verstaan, dat leiding baie keer kan wees dat ek eintlik myself daarmee dien en self probeer goed lei. Maar hy sê, in 'n gemeenskap waar
mense die liggaam van Christus is. En elkeen verstaan dat hy maar 'n deeltjie van daardie liggaam is. Word hierdie vennootskap van God in die eerste plek binne in die gemeenskap vervul. Wanneer die gemeenskap dit verstaan, en hierdie gemeente dit doen, dan kan jy weet, ek is so, want my God is so. En daarom eindig hy met barmhartigheid. En sê hy, as jy dan barmhartig is, dan doen jy dit met blydskap. Barmhartigheid bring blydskap. Hierdie blydskap is nogal verweef met hoop. Blydskap en hoop gaan in daardie wêreld nog al saam. Die nuwe plek waar ek werk, kyk ons na groot maatskappye, dan sal vir julle wees wat meer weet daarvan as ek. Maar een van die groot behoeftes wat wêreldwyd agtergekom het van mense wat werk, is dat die grootste behoefte wat hulle het, is hulle wil hoop hê. Ons dink nou hier in Suid-Afrika, ons het hoop nodig, ons op alle plekke nie. Maar dit is wêreldwyd. Dat mense uitsig verloor. Dat mense sê ons wil hoop hê. En dit is eintlik net mense met hoop wat blydskap kan hê. En die woordjie hoop is eintlik 'n vreemde woordjie, want ons gebruik hom baie keer verkeerd. Ek kry dit nogal as, dit lyk of 'n ding nou heeltemal verlore is, dan hang 'n ou se skouertjies so en sê, nou ons maar net hoop vir die beste. Nee. Maar die hoop wat onder hierdie blydskap lê, is hoop van mense wat iets doen. En dit maak daardie sirkel vol van ons is vennote van God. En ons is nie sleeping partners nie. Om vennote van God te wees beteken om besig te wees, om te werk. Om dit wat God vir jou gegee het om te doen, te doen. En as jy sukkel om hoop te hê, begin jy iets doen. Want dit is waar dit begin. En as jy iets begin doen, kom jy agter jou hoop groei. En as jy hoop groei, kom jy agter, daar's blydskap. Blydskap is bietjie anders as plesier. Ons dink baie keer in ons wêreld, dan sit ons blydskap en plesier gelyk. Dan dink ek maar aan daai ou versie mos van Klaas Geswind en sy perd, waar hy so 'n refreintjie het wat sê, plesier is nes 'n jong komkommer, 'n blikkie om verlet by sommer. Maar hierdie blydskap is anders as dit. Blydskap beteken jy kan blydskap hê, al loop 'n traan oor jou wange. Jy kan blydskap hê, al het jy met baie erge goed te doen. Hierdie blydskap kom uit die plek van die wêreld het verander. Jesus het gekom, hy het opgestaan. Die dood, die kwaad, het nie die laaste woord nie. Ek kan in hierdie wêreld besig geraak as deel van die liggaam van Christus. En waar is die plek waar dit begin? Dit begin hier. Van hier af loop dit verder, in my huis, in my werk, in die plekke waar ek my bevind, loop dit oor. En daarom, liewe broer en suster, die Here het opgestaan, alles het verander. Ons is vennote van God. Die
plek waar daardie vennootskap begin, is hier. Van hier af loop dit uit. Om mense by die plek te kry, dat hulle kan terugstaan en sê, ja, hy het waarlik opgestaan. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat U ons U vennote maak. Baie dankie dat, wanneer ons in vennootskap met U is, U dit vir ons moontlik maak om te wees wie ons is en om te doen wat ons doen op die manier waarop net ons kan. Dankie dat hierdie gemeente uit mense bestaan wat U liggaam vorm. Ek wil vir hierdie gemeente bid en vra Here dat hulle sal belewe dat U hier teenwoordig is. Dat hulle na mekaar sal kyk en sê, God is ons barmhartig. Daarom is ons mekaar barmhartig. Hy het ons sy vennote gemaak. Daarom sal ons mekaar versorg en dien. En dan kan ons bid vir die wêreld. Kan ons bid vir die munisipaliteit waarin hierdie gemeente is, die provinsie waarin hierdie gemeente is, en ook die land waarin hierdie gemeente is. En vra Here dat U ons hoop sal versterk, dat U ons denke sal vernuwe, dat ons met vreugde hier kan leef. Amen. Goeiemôre. Kobus, ek wil net dankie sê dat jy vanoggend op 'n baie praktiese manier vir ons vertel het en bevestig het dat ons die Here se vennote is en dat ons elkeen uniek is en onsself nie met ander moet vergelyk nie, maar moet doen wat ons moet doen. Baie dankie daarvoor. Ek wil net 2 datums uitlig wat jy moet aanteken in jou dagboek. Die eerste is die 11de Mei. Behalwe dat dit Moedersdag is, gaan ons daardie dag pannekoek verkoop hier by die kerk. Ek sal nog 'n broadcast uitstuur sodat jy jou bestelling kan plaas. En dan op 18 Mei is hier nie kerk in die kerkgebou nie, maar ons gaan weer almal saam na Jaco se ekoplaas daar by Frankfurt, maar ons sal later meer besonderhede gee. Ons drink nou tee hierna en die dames bederf ons verskriklik, so jy moenie net dadelik huis toe gaan nie. Jy kan jou middagete omtrent hier so eet. Daar's baie lekker eetgoed en koekies en voedsaks en wit olifante word ook verkoop. En dan wil ek net weer sê, agter in die portaal is sulke pink briefies en die pink briefies sê ek wil iets sê. So as jy iets wil sê of wat dan nou ook al, kan jy dit op die briefies skryf en dit vir my gee of in die kollekte sakkie gooi. Dankie. Sal dit, ek weet nou nie of julle nou kollekte opneem of by die beer of wat gebeur nie, ons het dit nou nie uitgepraat, ek onthou nie. Goed. Broer en suster, ons sing dan ten slotte lied 421, die eerste, al 3 die verse, met hierdie, ons vanmorgen mee bezig was, eindelijk refrein van, is die Here Jesus lewe. Kom ons sal al 3 die verse daarvan te wil staan. Amen.
die seën van die Here. En gaan met daardie vrede wat net hy vir jou kan gee. Broer, suster, die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal jou genadig wees en oor jou glimlag. Die Here sal jou gebede verhoor deur aan jou sy vrede te gee. Amen.